Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Vandag is ons by deel 15 en ons wil 'n bietjie gesels oor die wapenrusting. Nou, vir die wat nie weet waar dit in die woord staan nie, is dit in Efesiërs 6 vanaf vers 11. Wat beteken dit? Wat is die wapenrusting en hoekom moet ons die wapenrusting van die Here aantrek daagliks in ons lewe? Maar kom ons lees eers gou die skrif. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Die Here gee hierso 'n duidelike opdrag vir die kinders van die Here, dat ons daagliks ons wapenrusting moet aantrek. Hy het geweet, die vyand is 'n leienaar. Hy weet dat hy soos 'n leeu is, 'n brullende leeu is, wat wil kom om te kom steel, dood te kom maak en te kom verwoes. Maar wanneer ons wapenrusting aantrek, kan ons teen hierdie liste van Satan weerstaan en ons kan staande bly. Robert gaan 'n bietjie met ons gesels, wat is dan die volle wapenrusting en 'n bietjie verduidelik hoekom ons dit moet aantrek. Kom ons luister wat sê Robert van die volle wapenrusting van God. Efesiërs 6 vers 11 tot 18. As ek dink aan die wapenrusting van God, dan sien ek 'n gelowige mensfiguur wat staan voor 'n kruis. Die vertikale been simboliseer ons in Christus. 'n gelowige moet 'n helm dra. Sy kop is waar sy denke en gedagtes is. En ons moet gefokus wees op hemelse denke en nie luister na die leuns van negatiewe en verwoestende gedagtes nie, maar ons denke in lyn kry met hoe God oor ons dink en ander. Die gedagtes moet gevul wees met sy gees en liefde, verlos van aardse denke. Die borsharnas simboliseer ons geregtigheid en ons moet weet dat ons goed genoeg is as gevolg van wat God deur sy seun Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. Hy het ons gered en vergewe al ons sondes en tekortkominge. Ons moet nie toelaat dat die vyand ons harte verhard teenoor God of ander nie. Die gordel is die waarheid. Dit is die woord van God en ons moet dit ken en leer. Dan sal die vyand ons nie kan kom nie. En ons sal die valse profete kan uitken en nie al leringe aanvaar waar die woord verdraai of verkeerlik toegepas word nie. Ons sal ook weet wat God se wil en denke is oor onsself en ander en weet wie en wat hy is. As mens staan ons op ons voete en die skoene simboliseer ons standvastigheid in die Here. As ons helm, borsharnas en gordel dra, dan sal ons die vrede wat van bo afkom ervaar. Die koning van vrede sal in ons leef en ons sal die vrymoedigheid hê om dit met ander te kan deel, om sy woord te kan verkondig. Die horisontale lyn van die kruis simboliseer die krag en die wapens wat God vir ons gee. Met ons regterhand, wat ons eie krag verteenwoordig, sal ons in geloof kan staan en die aanvalle van die vyand op ons wapentoerusting kan afweer. Hy wil met hierdie pyle ons gedagtes, geregtigheid en die waarheid aanval en ons vrede steel. Die swaard in ons linkerhand, wat die autoriteit wat ons het simboliseer, is die woord van God. As ons vrede het, dan sal ons die woord spreek en daarvoor ons optree, die naam van Jesus gebruik. En God sal sy engele stuur om sy wil te laat geskied. Deur dit te doen en om aan te hou om goed te doen, volgens die begeertes wat God op ons harte lê, sal ons roeping hier op aarde vervul. Ek wil graag bid dat elkeen van julle die vrede van God en Jesus Christus sal ontvang en ervaar. En ek lees ook graag nog 2 tekste vir julle, want ons is die huis van God. Hebreërs 10 vers 21 tot 23. En wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja tot voor God, met 'n opregte hart en 'n absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het. Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Ons WhatsApp-nommer is 0711662178. Hallo? 0711662178.
Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.diegetuienis.co.za. Moenie uitmis op ons volgende deel nie.